Kersvader se sleutel. Dit was 'n helder, koue Desemberaand in die Noordpool. Kersvader was besig om gereed te maak vir die grootste aand van die jaar, Kersaand. Hy het by sy groot werkswinkel aangekom, net om uit te vind dat sy sleutel weg was. En sonder die sleutel kon hy nie by die werkswinkel inkom om die geskenke te maak nie. Kersvader het paniekerig begin soek, maar hy kon die sleutel nêrens kry nie. Hy het vinnig die hulp van sy elfies ingeroep. Die elfies het geweet dat hulle vinnig moes werk om die geskenke betyds klaar te kry. Elfies, ons moet vinnig werk. Ons moet die sleutel vind, het Kersvader gesê. Elke hoek en draai moet deursoek word. Ellie Elfie was die eerste om 'n plan te maak. Kom ons verdeel in spanne en soek op verskillende plekke, het sy gesê. Ek en Timmy gaan die sneeuveld deursoek. Jenny en Max, julle kan in die stal gaan soek. Bob en Lily, julle kan die speeldekamer gaan deursoek. Hulle het dadelik begin werk. Ellie en Timmy het deur die sneeu geploeter, maar hulle kon niks vind nie. Jenny en Max het die stal deurgegaan en tussen die rendier se hooi gekrap, maar daar was ook niks. Bob en Lily het elke laai en kas in die speeldingkamer omgedop, maar geen sleutel nie. Die son het stadig begin sak en die elfies het begin om moed te verloor. Kersvader het ook bekommerd begin lyk. Ons moet aanhou soek, het hy gesê. Ons kan nie opgee nie. Net toe hulle op die punt gestaan het om moed op te gee, het Ellie 'n blink idee gehad. Wat as die sleutel in Kersvader se sak is? Hy dra altyd alles daarin saam. Hulle het dadelik na Kersvader se sak gehardloop. En raai wat? Toe Kersvader in sy sak grawe, het hy sy sleutel daar gevind. Ek het dit gevind, het hy uitgeroep. Die sleutel was die hele tyd in my sak. Almal het begin juig en Kersvader het die werkswinkel se deur oopgesluit. Die elfies het dadelik begin werk en het geskenke gemaak teen 'n ongelooflike spoed. Kersvader het geweet dat hy die beste hulp gehad het waarvoor hy kon vra. Daardie Kersaand het Kersvader al die kinders se huise betyds besoek en elke geskenk is afgelewer net soos beplan. Toe hy by die laaste huis kom, het hy op sy slee gespring en die elfies bedank vir hulle harde werk. Die elfies het by die werkswinkel teruggekeer, moeg maar gelukkig. Hulle het geweet dat hulle 'n groot taak voltooi het en dat Kersvader dit nie sonder hulle sou kon doen nie. En so het Kersvader en sy elfies die Kersfees gered, met 'n bietjie harde werk en 'n hele klomp samewerking. En elke Kersfees daarna het hulle aan daardie avontuur gedink en met 'n glimlag onthou hoe hulle die dag gered het.